Goeiedag, liewe luisteraars. U is hartlik welkom hier by Joy Gospel Radio. Ek is Willie Sondersen en ek nooi u vriendelik uit om vir die volgende halfuur saam met my te kuier hier by nog 'n aflewering van die program Wolke van Getuienisse. Nou vriende, hierdie is die 4de aflewering oor die kwellende vraag wat soveel keer deur mense gevra word. As God 'n God is van liefde, waarom is daar soveel hartseer en ellende op die aarde? Jy hoor van ou babietjies wat kanker het, hoor van kinders wat kanker het en al daai dinge. En Here, dis hierdie vraag het my gekwel, en as Christen wou ek die antwoord weet om vir die mense dalk 'n boodskap te kan gee van hoop te kan gee, dat God wel 'n God is van liefde en dat daar geen donker kant by God is nie. Die Bybel sê ook God is lig en daar's geen duisternis in God nie. Met die vorige uitsendings het ons vir u verduidelik wat het alles in die tuin van Eden gebeur. Hoe Satan die mens mislei het en die ellende wat hy aan die hele menslike ras, die skepping van God aangerig het. Nou hierdie spogproduk wat God kunstig gemaak het na sy beeld en na sy gelykenis is verkoop aan die duiwel, aan die Satan, die draak. Onthou, God is heilig, vriende, en sy omgewing waar God woon is heilig. En daar's geen sonde naby hom nie, naby God nie, nie naby Jesus nie. Geen besoedeling, geen vuilheid, geen rook van kragstasies nie. As iemand as kinders van God kan ons in die koninkryk van die gevalle gevalle siek, vuil en stikkende en bose wêreld lewe en nog kinders van God bly en hom nog sal dien. Te midde van alles wat ons, hy sê die regverdige Lot het sy siel gekwel oor alles wat om hom aangaan. As ons ooit kan sê ons siele kwel ons, dan sit in hierdie tyd. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. As ons in Christus is, vriende, soos ek gaan sê, sondaars aan die ander kant sal ongelukkig nie God se koninkryk kan bly, in God se koninkryk kan bly en steeds die duiwel dien nie. Tensy hulle bekeer en vir God lewe. Die sonde, vriende, bring skeiding en besoedelinge. Jy dien God en doen wat hom behaag, of jy dien die duiwel. Ons kan nie twee here dien nie, wat hom behaag. Daar is nie twee weë nie. Sonde skei ons van God. Die skepping, die aarde, die paradys is deur God geskape en dit was heilig en onbesoedeld, die eiendom van God tot na die sondeval. Nog steeds sy eiendom, maar hy het ons van sy eiendom al weggejaag. Nou die oomblik toe Adam en Eva gesondig het, die sonde in die wêreld gekom. Die mens het Satan aangeneem deur hom gehoorsaam te wees, om bokant God te verkies. So is ons van God geskei. Nou besit Satan die reg oor ons deur ons keuse om God ongehoorsaam te wees. Nou die hele skepping was besoedeld en onrein en bevlek van sonde. En Satan het beheer oorgeneem oor die denke van die mens.
Hy het die God geword van hierdie wêreld. Hy het dit met bedrog uit God se hand gesteel. Romeine 5 vers 12 sê, daarom, soos deur een mens die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die loon van die sonde is die dood. Die hele skepping is in die mag van Satan. Romeine 8 vers 20 sê, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewilliglik nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Vriende, selfs die skepping is aan die mag van slawerny, van die verganklikheid vasgevang en wag met reikhalsende verlange dat God sy kinders sal openbaar, dat sy kinders moet geopenbaar word. Vriende, gaan lees selfs Romeine 8 vanaf vers 18. As Jesus kom, prys die Here, gaan die skepping ook vrygemaak word van die slawerny, van die skepping te same sug en is in barensnood tot nou toe. God se kinders gaan geopenbaar word sodra die laaste basuin, die 7de basuin gaan blaas. Daar's geen ander basuin voor die tyd nie. God gaan self daardie basuin blaas. Hy sê met 'n harde trompet geluid. 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, met die wederkoms van Christus, wanneer Jesus sy kinders gaan kom haal, dan gaan die aarde ook op daardie selfde oomblik ook vrykom van die slawerny, van die mens. Dan is alles verby. Kyk hoe het ons die wêreld omgekeer. Die mens het alles so geruïneer, vriende. En die skepping is ook vry. Sodra die kinders van God geopenbaar gaan word, dan gaan God 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. En ek vermoed dat God hierdie aarde gaan omskep. Jesus se wederkoms is tweedoelig. Sy kinders gaan geopenbaar word en die skepping wat met reikhalsende verlange uitgekyk het vir daardie wonderlike dag wanneer God sy kinders gaan openbaar. Dan gaan die skepping ook vrykom van die slawerny en losgelaat word tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Daardie oomblik wanneer God se kinders in 'n oogwink in die lig opgeneem gaan word, dan gaan die berge juig. Halleluja, die bome gaan hande klap, sê die Bybel. Die see gaan sing, die klippe gaan juig, die plante sal dans, want dan is hulle ook vry van die slawerny, prys sy naam. Dit is die einde van alle dinge, dis die einde van die wêreld, van ellende en einde van hartseer en die einde van vervloeking. Jesus sê self in Matteus 28 vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Jesus beloof sy kinders in geen onsekere terme dat hy met ons gaan wees tot aan die einde van die wêreld. Vriende, nie 'n dag vroeër of 'n dag later nie. Jesus sluit die boek van Matteus af met 'n groot amen. Wat beteken dit sal so wees. En ek beamoen dit met 'n groot halleluja. Vriende, raak u nie opgewonde as u dink daaraan wanneer Jesus gaan kom. As ons die goeie stryd gestry het. Die Bybel verklaar dat hy, Satan, is die god van hierdie wêreld. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, onthou
dat hierdie aarde behoort nog steeds aan die Here. Psalm 24 vers 1. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Satan is wel in beheer van die mense en hy het dit wettiglik reg gehad om dit syne te noem, want hy sê vir Jesus op die berg van sê hy vir Jesus, hy sê al hierdie koninkryke behoort aan my, as jy nou neerval en my aanbid, gee ek dit vir jou. Dan het Jesus nie nodig gehad, hy kon dit so maklik daar gevat het, want dan het hy nie nodig gehad om kruis toe te gaan nie. Maar hoe dank God vir Jesus, wat gebly het, uitgekom tot op die einde. Ek het 'n beker wat ek moet leer, ek hoe benoud word as ek daaraan dink. God verlaat, het ons gekies, vriende. Dit is soos in 'n huwelik, wanneer een party verlief raak op iemand anders buite die huwelik, en met daardie ander persoon omgang het, alhoewel hy nog steeds aan sy vrou, 'n wettiglike vrou behoort. In Afrikaans sal ons so 'n verhouding oorspel noem. En dit is presies wat met die mens gebeur het. Ons het oorspel gepleeg deurdat ons eintlik aan God behoort het, oorspronklik, maar deur Satan is ons verlei en is ons hom gekies bokant God en ons is van God geskei. Hy sê julle sonde is 'n skei gemaak tussen ons en julle. Jesaja 50 vers 1, so sê die Here, waar is tog die skeibrief van julle moeder, waarmee ek haar verstoot het? Of wie is julle moeder waarmee ek haar verstoot het? Of wie is daar van my skuldeisers aan wie ek julle verkoop het? Kyk, weens julle ongeregtighede is julle verkoop, en weens julle oortredinge is julle moeder verstoot. Omdat God hierdie produk, hierdie mens so lief gehad het. Vriende, hy moes iets doen om die mens weer terug te bring en op hom verlief te raak. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons was dood, vriende, deur ons misdade. 1 Korintiërs 15 vers 45 sê, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam, 'n lewendmakende gees. Hy het ons lewe kom bring, vriende. Jesus is gestuur om weer daardie liefde vir die Vader in ons op te wek en ons te kom vertel van die Vader. Hy maak ons weer lewendig. Vriende, maak ons los om ons los te koop van die slawerny. He paid the price that I could not pay. Dat Satan in beheer is duidelik, want hy neem Jesus, soos ek net nou genoem het, op die berg. Weer neem hy die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg jou Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God, hom moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Wat 'n wonderlike Jesus wat ons het. Vriende, jy raak so bly oor wat hy vir ons kom doen het. Om verder aan te bewys wie is in beheer van al die ellende op die aarde, vra ek u om saam met my te lees uit die boek van Job 1 vers 6 tot 12. U kan dit self maar lees. In 1 Johannes 5 vers 19 sê, ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Nou, die uitsending van die mens uit die tuin was so traumaties. Ek glo nie ons kan werklik besef die drama wat homself afgespeel het daardie dag om uit daardie
wonderlike atmosfeer om daardie asemromende paradys uit te stap, daar waar dit so heerlik was, daar waar daar soveel harmonie was. En nou in een oomblik deur die sondeval het hulle uitgestap en met die wete dat ons moontlik nooit weer kan teruggaan nie. Hulle sal nie kan teruggaan nie. Die uitdagings, die harde werklikheid, dat hulle uit die paradys gesit is, hier waar hulle soveel melodie, soveel wonderlike dinge ervaar het om saam met God te wees. Nou, ons glo almal dit was Jesus wat daar saam met hulle was. Hy sê nou is dit 'n gevalle, stikkende, besoedelde en 'n siek wêreld wat ons nou in die oë moet kyk. Dank God dat Adam en Eva het nie geëet van die boom van die lewe nie. Anders sou ons vir ewig gelewe het binne in ons sondige en gevalle liggaamsomstandighede. Onthou vriende, God het nooit die vermoë van ons weggeneem om keuses te kan maak nie. Ons het daardie instink, ons het daardie ingeboude rekenaar wat dit kan doen, net so te loop dat my wat het geword van die boom van die lewe. Openbaring 2 vers 7 sê vir ons, kom ons kyk vandag na die vraag, vriende, hy's opgeneem in die hemel. Nou, wie is in beheer van die wêreld? Die boom van die lewe. Wie is in beheer van die wêreld? Ek wil dit weer noem. Hierdie vraag wat by menige mense gered of ongered spook by mense. As God 'n God is van liefde, waarom is die wêreld dan so sleg geword? Ons is so geneig, as iets verkeerd gaan, dan beskuldig ons God vir al die onheile en die werklike skuldige Satan, hy smaal te heerlik. Satan is die God van hierdie wêreld. Die Bybel sê, hulle, dank die Here daarvoor, in Openbaring sê hy dat hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. O vriende, dank die Here dat daardie bloed wat vir ons gesterf is, daardie bloed wat gevloei is op Golgotha. Adam en Eva het die paradys gesmaak, 'n ster, 'n 5-ster hotel, in vergelyking met dit wat hulle vergeruil het. Daar was warmte, daar was opregtheid, daar was liefde. Nou is hulle verdrywe. Vriende, hulle is verlore, die teleurstelling as hulle terugkyk na wat hulle verloor het. Dit wat hulle verruil het vir smarte, pyn, distels en dorings en die sweet van hulle aangesig. Dis die wonderlikste ding in die mens. 'n mens kan daarvan getuig. Vriende, dit is so maklik as jy gesondig het, dan onttrek jou van al die mense. Jy wil nie die mense sien want jy's gesondig. Maar dan God, ons het genade by God gekry. Is dit nie soms ironies hoe ons huidiglik as mens soms reken nie? God bied vir ons na hierdie lewe 'n paradys en aan menige siele stel nie eens belang daarin nie, dat as ons gaan die Here ons kom haal met sy wederkoms, gaan hy Israel, hy gaan daar waar Israel op die oomblik is, gaan hy omskep in 'n paradys. Dink net daaraan. Ons gaan dit weer smaak as jy waarlik God dien tot op die einde toe. Paulus skryf in Romeine 8 en hy sê, ek reken nie dat die lyding van die teenswoordige tyd sal kan opweeg teenoor die heerlikheid wat aan ons geopenbaar gaan word nie. Ons sing hier in die Kaap 'n koortjie wat sê, die duiwel het nie 'n hemel nie. Los hom. Hier op die aarde, vriende, het menige Adams en menige Evas swaar gekry en gesweet.
Maar daar aan die ander kant gaan Satan en sy volgelinge eers sweet. Vriende, ek wil liever hier sweet as aan die ander kant. Daar gaan nie sweet meer wees nie. Hy sê God self sal die trane van ons oë afvee. Moeite en verdriet sal daar nie meer wees nie. Alles het nuut geword. Halleluja. Maak het jou nie opgewonde, liewe luisteraar. Vir Adam en Eva was alles verlore. Maar toe hoor hulle God sê iets wat hulle hoop gegee het. God sê vir die slang in Genesis 3 vers 15, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Ek sê altyd, dank die Here, dat God gesê het, hy sal jou die kop verbrysel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou vriende, voordat die slang die hakskeen kan byt, is sy kop alreeds vermorsel. Die vermorseling van die kop kom voor die hakskeen byt. Halleluja. Die woorde van God weerklink nog steeds in Adam en Eva se ore. Hy sal jou die kop vermorsel. Terwyl hulle so op hul natuurbed lê en oor alles besin wat gebeur het en hulle met heimwee terug verlang na die paradys en dink aan verlore dae, verlore vergange dae, toe kom hulle agter uit die woorde wat God gespreek het, dat daar gaan uit die mens iemand kom wat die slang se kop gaan vermorsel. Nuwe hoop, halleluja, nuwe vlam by hulle het opgekikker daar, opdat daar 'n tyd gaan kom dat die paradys weer eendag in die toekoms vir hulle weer 'n tuiste sal wees. En ek vir julle sê, die Johannes sien, hy sê ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die ou hemel het verbygaan en die see was daar nie meer nie. Nou ons daar gaan 'n tuiste vir ons wees, daar in Jerusalem. Halleluja, Jerusalem. Is daar berge, so beskerm God ons, as ons in hom bly, vriende, en ons doen sy verordeninge, ons sy lewe vir hom. Daar word 'n storie vertel dat nadat die mens geval het en verkoop is aan die Satan, ek het dit al met u gedeel, het hy volle beheer oorgeneem, dat hy al die jubelende en springend na Jesus gekom het in die tuin. Dis nou die duiwel, en die hemelse so teleurgestel was dat God op 'n keer gesê dat hy het God berou dat hy die mens gemaak het. Die Satan het gejuig en gespring van opgewondenheid. En 'n oorwinning het hy uitgeroep. Ek het hulle is in my hande. Ek het hulle in my hande, hulle is in my mag. Terwyl Jesus eenkant staan en die hartseer toneel aanskou, terwyl Satan jubelend spring en dans, Jesus het geweet dat die mens is verlore. En hoe gaan hy die mens teruggekoop kry? Word uit die mag van die bose. Hy weet daar is 'n duur prys aan verbonde. Jesus vra aan die springende verleier, Satan, wat is jou prys? Die duiwel antwoord Jesus, nee, los hulle vir my, jy wil hulle tog nie, los hulle maar vir my. Hulle is in my hande, los hulle. Ek gaan hulle leer en ek gaan vir hulle dinge wys. Los hulle maar vir my. En Jesus antwoord weer met 'n sagte, maar ernstige stemtoon. Satan, wat is jou prys? Weer jy Satan, jy wil hulle nie hê nie, los hulle vir my. Ek sal hulle leer om oorlog te maak, ek sal hulle leer om te skinder, ek sal hulle leer om te lieg,
Ek sal hulle leer om oorlog te maak, ek sal leer om mekaar dood te maak, te vermoor en oorspel te pleeg. Los hulle vir my. Vriende, alles wat God geskaap het, het hy verag. Ek sal hulle leer om my as al meester te aanbid, mense te offer vir my, kindertjies te offer. Hulle sal leer om oorlog te maak, so los hulle maar vir my. Weer vra Jesus 'n sagte, liefdevolle stem, Satan, wat is jou prys? Satan het so 'n bietjie nagedink, moontlik kan hy hier nog 'n verdere slag slaan en Jesus, die Seun van God, verneder, dat hy ook voor hom sal buig en hy antwoord: Ek soek al jou trane en al jou bloed. Die hemel het asem opgehou. Dit was net die verkeerde ding wat Satan gekies het. Hy het sy eie doodsvonnis geteken. Jesus het ingestem en gesê, en geknik en gesê, ek gaan Golgotha toe, ek het my tassie gepak. Deur sy bloed het Jesus ons weer met God versoen. O vriende, kan ons besef, God het 'n volmaakte aarde geskape, want hy self het gesê, dit was baie goed. Daar was geen siektes, geen smarte, geen hartseer nie. Dit was 'n perfekte wêreld, want God het 'n geslag gesoek. Die val van die mens het siektes, elende, smarte, hartseer in die wêreld gekom bring. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtigheid het 'n skuinsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Adam en Eva het geweet dat daar geen iemand kom, geweet dat daar iemand gaan kom wat alles weer gaan herstel. God sê vir die slang, hy sal jou kop verbrysel. God vir homself 'n liggaam voorberei. In Hebreërs 10 vers 7 klaar hy, toe het hy gesê, kyk, ek kom, in die boekrol is dit vir my geskrywe. Ek kom, o God, om u wil te doen. Jesus het gekom om die dood wat ek moes sterf, vir my gesterf het. Die skuld en skande wat ek moes deurgemaak het en betaal het, het hy vir my deurgemaak. Die prys vir my sonde het hy betaal. Die handtekening van God, vriende, word uit die hemele en die skepping geskrywe, dat God ons so lief gehad het, dat hy sy seun, sy enigste vir ons gestuur het. Jesaja 59 vers 1, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Vriende, mense is natuurrampe en soveel onskuldige mense sterwe, kinders wat sterf van honger. In Psalm 79 sê, u stort u grimmigheid uit oor die heidene wat u nie ken nie, en oor die koninkryke wat u naam nie aanroep nie. God wil alle mense red wat op hierdie planeet lewe. En vriende, prys die Here daarvoor. Ek sê vanaand vir u, vandag vir u, Maranatha, Jesus kom, hou vas en hou net moed. Jesus kom, amen. Tot volgende week, amen.